Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons het in episode 1 van hierdie reeks gesien dat God graag wil hê ons moet hom ken. Onthou jy ewige lewe, waar Jesus in Johannes 17 vers 3 sê dat ewige lewe is om God en Jesus te ken. Jesus het sonde kom uitwis, die skeidingsmuur wat daar was tussen ons en God, sodat ons nou weer 'n intieme verhouding met hom kan hê en hom daardeur kan leer ken. En gister het ons daarna gekyk dat geloof is God se uitnodiging om hom te ervaar as 'n goeie God, 'n liefdevolle Pa en 'n amazing geneesheer. Onthou in Markus 9 vers 23 waar Jesus vir die maansiek seun se pa sê, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En vandag wil ek poog om hierdie twee gedagtes bymekaar te bring. Jesus het die ultimate prys betaal sodat ons hom en God kan ken. En geloof is God se uitnodiging tot sy goedheid en krag. Om wat te bereik? Nou ek weet daar kan verskeie antwoorde wees, maar ek is oortuig dat een van die redes vir geloof is sodat ons hom kan leer ken deur die ervaring van die manifestasie van dit waarvoor ons geglo het. Kyk wat sê Paulus self in Filippense 3 hier vanaf vers 8 af. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof. En dan sê hy in vers 10, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Hoor hoe vertaal die Nuwe Lewende Vertaling vers 10. Op hierdie manier kan ek Christus ken en die krag beleef wat hom laat opstaan het. Hoe mooi bring hy kennis van Jesus bymekaar met die ervaring, die beleef van Jesus. Op hierdie manier kan ek Christus ken en die krag beleef wat hom laat opstaan het. En ja, ek weet, ons glo nie in dit wat ons sien nie, maar ons glo voordat ons sien. Dit is wat geloof is. Maar daar is iets powerfuls daarin wanneer ons wel die krag van God ervaar in dit waarvoor ons hom geglo en vertrou het. Dis iets wat jy nie kan beskryf nie en wat net iets aan jou verhouding met hom doen wat niemand anders ooit by jou kan wegvat nie. Dis wat ons 'n getuienis noem. Die ontmoeting van God se krag met jou geloof. En daai getuienis is weer die inspirasie vir ander gelowiges om die uitnodiging van geloof in daardie area van hulle lewe ook te aanvaar. En dan kan hulle hom weer so leer ken en die krag van sy opstanding beleef. En so groei sy liggaam. Kyk wat sê Jesus vir Martha, oomblikke voor hy vir Lazarus opwek in Johannes 11 vers 40. Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Wow, wat 'n uitnodiging. As jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Wat is die heerlikheid van God? Nou daar mag dalk verskeie opinies hieroor wees, maar ek glo die heerlikheid van God is die tasbare manifestasie van sy krag hier tussen ons. Ek gaan dit dalk net weer sê. Die heerlikheid van God is die tasbare manifestasie van sy krag hier tussen ons. Hoekom sê ek so? Romeine 6 vers 4 sê dat dit is die heerlikheid van God wat Jesus uit die dood het opgewek het. Jy stem nie saam nie? Kom ons lees hom. Ons is dus met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So Jesus is deur die heerlikheid van God opgewek. So sy heerlikheid is 'n bietjie meer as net 'n wit lig en hoendervleis. Met hierdie in gedagte, kyk weer wat sê Jesus vir Martha. Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. En wat het oomblikke hierna gebeur? Lazarus kom uit die graf uit, 4 dae na sy dood.
Die krag van God se heerlikheid wek Lazarus uit die dood uit toe hy al stink. 'n mind-blowing manifestasie van sy krag tussen ons. Maar dan mag jy dalk dink, wel dit was toe en dit was Jesus, maar dis nie noodwendig vir nou nie en ek is nie Jesus nie. Blaai dan saam met my na een van my gunsteling verse waarmee die Here met my deel die afgelope ruk. Kolossense 1 vers 27. Hy sê, aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. Die New King James vertaal hierdie laaste gedeelte as Christ in you, the hope of glory. Christus in jou, die hoop op heerlikheid. Die verborgenheid van die eeue is dat deur wedergeboorte Christus in ons kom woon. En wat veroorsaak dit in my en jou? Dit gee vir ons hoop. En die Bybelse hoop is nie soos die wêreldse hoop nie. Die wêreldse hoop is 'n 50-50 storie. Ek hoop die bokke gaan wen. Dis eintlik maar meer 'n wishful thinking as enigiets anders, want daar's geen versekering daarin nie. Dis net so goed jy skiet 'n munt en jy hoop vir die kop, maar hy kan op die stert ook val. Maar die Bybelse hoop vir die Christen is glad nie dieselfde nie. Ons hoop is 'n vaste versekering dat dit wat vir ons hoop wel gaan gebeur. Hier in Kolossense sê die woord is, dat Christus in ons gee aan ons die vaste versekering dat ons die heerlikheid van God sal sien, dat ons die krag van God sal sien manifesteer en ervaar in ons lewens. Daai krag en manifestasie wat dooies opwek. Ek hoop dat jy saam met my kan sien dat God se hart is vir jou om hom te ken. Die middelpunt van ons Christelike bestaan moet rondom dit draai, om hom te ken. En een van die maniere wat hy gebruik om hom aan ons bekend te maak, is wanneer hy ons geloof ontmoet met sy krag. Wanneer ons sy heerlikheid onder ons ervaar. Man, ek weet nie van jou nie, maar dit maak my super opgewonde. God wil jou geloof ontmoet. God wil vir jou goed wees. Hy wil aan jou eie getuienis gee van 'n ontmoeting met die manifestasie van sy krag, sodat jy deur jou getuienis weer ander kan inspireer, nie net oor hoe goed hy is nie, dit ook, maar dat hulle ook kan glo en hom vertrou vir die manifestasie van sy heerlikheid ook in hulle lewens. Ek wil jou aanmoedig. As jy dit nog nie gedoen het nie, begin hom vra vir sy drome vir jou lewe. En hou vas jou seatbelt, want hy gaan jou verstom hoe groot sy drome vir jou is. En begin dit waag om so groot te dink en so groot te bid soos hy. Ek kan jou verseker, jou God is groter as wat jy dink. Hy is liewer vir jou as wat jy besef. En hy het 'n groter begeerte om vir jou goed te wees, as wat jy die kapasiteit het om dit te ontvang. Jy kan nie God bang maak met jou drome nie. Jy kan nie God bang maak met jou gebeure nie. Alle dinge is moontlik vir hulle wat glo. Here, u woord sê dit alles. Help ons om ons geloof te hak aan hierdie waarheid van u woord. En ek bid dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, 'n ontmoeting met u heerlikheid sal hê, soos nog nooit van tevore in hulle lewens nie. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.